2023 is 'n bietjie anderster as ander jare se vraag 5. Daar is 'n eksperiment waarna gekyk word. Die aanvanklike kinetiese energie van hierdie trolley speel 'n rol, dan word die afstand delta x gemeet voordat die trolley dan tot rus kom. Ons word van data voorsien. Op die x-as het ons die aanvanklike kinetiese energie. Soos jy kan sien, as die aanvanklike kinetiese energie 6 joule is, dan gaan die trolley 1,5 meter af lê. As die aanvanklike kinetiese energie 12 joule is, dan is die afstand wat afgelê word 3 meter. Ons ignoreer natuurlik die rotasie-effekte van die trolley se wiele. As ons die benoemde vrye liggaamdiagram teken vir al die kragte wat inwerk op die trolley, dan weet ons daar's wrywingskrag, dis wat daartoe lei dat die trolley tot stilstand kom. Daar is gewig weens gravitasie en dan is daar die normaalkrag. Dan word jy gevra om die onafhanklike veranderlike aan te dui. En dit gaan die aanvanklike kinetiese energie wees. Onthou, die onafhanklike veranderlike is die veranderlike wat jy verander. En in hierdie eksperiment het die leerders telkens die aanvanklike kinetiese energie verander. Die afstand afgelê sal die afhanklike veranderlike wees, want dit is die veranderlike wat gemeet word en wat verander op grond van die verandering in die aanvanklike kinetiese energie. En die tyd is jy al goed bekend met die arbeid-energiestelling, ken hom uit jou kop uit, dit tel 2 punte. Nou moet ons die massa bereken van die trolley indien die kinetiese wrywingskoëffisiënt 0,18 is. Nou kom ons kyk gou na ons vrye liggaamdiagram. Die enigste krag wat in die horisontaal arbeid gaan verrig is wrywingskrag. So al wat hier arbeid gaan verrig is die arbeid as gevolg van wrywingskrag. Daar's geen toegepaste krag nie. Die normaalkrag is loodreg op en dan gravitasie is af, maar daar's geen verandering in hoogte nie. So ons kan sê dat die netto arbeid wat verrig word gaan gelyk wees aan die arbeid verrig deur die wrywingskrag. En jy weet dat die arbeid verrig deur wrywingskrag is gelyk aan die wrywingskrag Fk maal met delta x maal met die kos van 180 grade. Onthou, die trolley beweeg in daardie rigting, wrywing gaan in die teenoorgestelde rigting wees, 180 grade. So, cos 180 is minus, so minus Fk delta x. En dit is gelyk aan die arbeid verrig as gevolg van wrywing. Maar dit is ook gelyk aan die netto arbeid wat verrig word. En die netto arbeid verrig volgens die arbeid-energiestelling is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. So ons kan sê dat minus die kinetiese wrywingskrag maal met delta x is die verandering in kinetiese energie. Met ander woorde, dit gaan die kinetiese energie aan die einde wees minus die kinetiese energie aan die begin. Die kinetiese energie aan die einde gaan 0 wees, want die trolley kom tot stilstand. So ons kan sê dat minus Fk delta x is gelyk aan minus die kinetiese energie aan die begin. En daardie minusse gaan uitkanselleer, so jy kry dat Fk delta x is gelyk aan jou aanvanklike kinetiese energie. So die wrywingskrag maal met delta x is gelyk aan die aanvanklike kinetiese energie. So as ons hom herskryf,
dan weet ons die verandering in X gedeel deur die aanvanklike kinetiese energie is gelyk aan 1 op die wrywingskrag. En nou kan ons sien, delta X, daar's delta X, is op die y-as. En die aanvanklike kinetiese energie, daar's hy op die x-as. So die verandering in y gedeel deur die verandering in x, daai gradiënt, gee met ander woorde vir ons die inverse van die kinetiese wrywingskrag. So, ons kan dan gaan en ons kan sê, m is gelyk aan die verandering in y, die verandering in x. Op die y-as vat ons 3 minus 1,5, ons vat 2 punte en ons vervang die ooreenstemmende x-waardes in, dis 12 minus 6, en dit gee vir ons 1 op 4. Met ander woorde, 1 op FK is 1 op 4. En as 1 op FK gelyk is aan 1 op 4, dan weet ons die kinetiese wrywingskrag is die resiprook, dis 4 Newton. En nou help dit ons, want ons kan nou sê dat die kinetiese wrywingskrag is mu K maal met die normaalkrag, so dit gaan wees mg. Ons vervang in, daai's 4, die kinetiese wrywingskoëffisiënt is 0,18, maal met die massa wat ons moet bereken, maal met 9,8, en dan kry ons die massa van die trolley is 2,27 kilogram.